My pa. Ek kan nie 'n storie oor my pa vertel sonder om van my ma ook te vertel nie. Hulle was een. 'n Ongelooflike, diverse samestelling van twee persoonlikhede wat seker nooit by mekaar moes uitkom nie, maar nooit volledig sonder mekaar sou kon lewe nie. Hulle was 'n eenheid, maar 'n onpaar. Soos twee sokkies wat mekaar nodig gehad het om een mens se voete warm te hou, maar nooit by mekaar gepas het nie. Twee lieflike mense met kwaliteit van hulle eie, uiteenlopend, maar in mekaar gevleg deur omgee en liefde. Pa het as 'n arm plaaskind groot geword en het sy eie pa op 'n baie vroeë ouderdom verloor. Ek glo hy het 'n goeie lewe gehad, want sy ma was baie lief vir hom. Ongelukkig het sy nie die vermoë gehad om 'n plaas alleen te bewerk en 'n kind groot te maak nie. Pa moes noodgedwonge skool verlaat in standaard 8 op 'n brose ouderdom van 16 jaar. Vir 'n kort tyd het ma en seun die plaaswerk te perd probeer volhou. Vou het ouma Martie egter besef dat dit net nie uitvoerbaar is nie. Die twee moes die plaas verlaat en hulle heil in Johannesburg gaan soek. Daar het ten minste nog van haar familie gewoon. In Johannesburg was die pot aan die kook gehou deur ouma se naaldwerkies en pa wat toe sy heel eerste werk op die spoorweë aanvaar het. As ek vandag terugdink, moes dit seker maar 'n vaal lewe gewees het vir 'n man met 'n kunsinnige, spontane en avontuurlike geaardheid. Pa het uit 'n baie klein wêreld gekom, waar hy tussen die plaas en Warmbad hoër en laerskool sy lewensondervindinge moes bou en volmaak. Ek glo wel dat hy vol avontuurlus en durf was, maar het wel sy beperkinge goed geken. Ek moet nou eers van ma vertel om die twee se storie by mekaar uit te bring. Ma is 5de van 10 kinders, gebore uit 'n uiters frustreerde ma en 'n onnatuurlike streng pa. Kinders was nie toegelaat om vir hulle self te dink of besluite te neem nie. Pa het dit gedoen. Vriende is afgemaak as onwelkome, lastige kinders en daar was buitendien werk om te doen. Daar was nooit 'n bediende toegelaat nie en elke een van die ouer 4 susters het hulle verantwoordelikhede gehad teenoor die huis en die jonger kinders in die familie. Moenie die fout maak om te dink dit was 'n konsentrasiekamp of 'n kibbutz nie. Hulle het die absolute beste gemaak van omstandighede. Daarvoor het die kombinasie van Labiskagni en Oosthuizen gene aan hulle ma se kant gesorg. En daar's altyd heel stemmig agter die hand gelag. My ma het haar pa besluit, het nie nodig om te gaan werk nie, en so ook besluit dat sy na standaard 8 nie meer hoef skool toe te gaan nie. Haar pa wou self verder vir haar sorg, maar met die verstandhouding dat sy die huiswerk moes doen. In ruil sou sy 'n baie ruim vergoeding ontvang. En glo my, dis die heel laaste ding op aarde wat 'n jong, intelligente meisie van 16 wil doen. Skielik was sy opgesaal met al die verantwoordelikhede van 'n massiewe huishouding, insluitend die jonger kinders se opvoeding en versorging. Die ouer susters het een na die ander gaan trou, en so het die reusagtige taak van die totale huishouding op hierdie jong dogter se skouers gerus. Soos dit gaan, was haar arme ma alweer swanger.
Met die vergoeding van goeie versorging, insluitende die beste klere wat 'n mens kon kry, het haar pa gevoel dit is 'n heel regverdige reëling. Dit was pas na die Groot Depressie en Tweede Wêreldoorlog in daardie jare, rondom 1946. Sy was vasgekeer, kwaad en uiters frustreerd en ongelukkig met haar omstandighede. Terselfdertyd was sy met 'n verantwoordelikheidsin soos min geseën, wat haar net laat aanhou en aanhou het. So gebeur dit dan, dat sy elke dag op haar knieë die bloedrooi voorstoep moes blink vryf, totdat dit soos 'n spieël weerkaats. En elke dag stap daar 'n aantreklike, jong, plattelandse boertjie verby, om sy skof op die spoorweg te gaan werk. Dit is hoe mense se lewenspaadjies kruis, want so het pa vir ma gevind. Sy met 'n lap en 'n borsel in die hand, en hy op pad om te gaan kole stook op die treine. Eers het pa net verbygeloop, miskien 'n bietjie probeer loer, wie weet. Later het hy skugter gegroet, en toe geselsies begin aanknoop. En daar begin 'n nuwe, baie ingewikkelde verhouding. Dit gebeur toe eendag, waar my ma vir die eerste keer die aantreklike jong kerel innooi. Hoe presies hierdie eerste ontmoeting met haar pa afgeloop het, sal ek nie kan sê nie. Maar my oupa wou niks weet van die man nie. Sy grootste kapsie was, die man is 'n aangenome kind en hoe moet ons dan weet waar hy vandaan kom? En daar bars 'n bom, want dit was die eerste woord wat my pa ooit gehoor het, dat hy aangeneem was as kind. Ek kan my die absolute verwarring en skok voorstel. Sy ma, my ouma Martie, stry natuurlik lewe en dood dat dit nie waar is nie. En die arme twee verliefde kinders sit reg in die middel van 'n storm wat om hulle koppe woed. Ek het vroeër genoem dat pa en sy ma hulle plaas verlaat het, omdat hulle darm 'n familie in Johannesburg gehad het. Wie sou ooit kon dink dat dit op 'n groot probleem vir hierdie twee onskuldige kinders sou uitloop? Want dit draai toe uit dat my ma se ouma en my pa se ma, my ouma Martie, susters is. Dus beteken dit dat my ma en haar lover, my pa, dan eintlik klein neef en niggie is. Maar as die aanneem storie waar was, dan is daar mos nie 'n probleem nie, want dit maak dat hulle nie bloedfamilie is nie. Maar nog steeds, waar kom hy vandaan? En dit is presies wat my ma se kwaai pa wou weet. Liewe leser, hoe sal ons nou weet, watter kant van hierdie verhouding kom die harde gat, vasbyt, deurdruk ding? Die punt is, niks, maar niks op aarde sal 'n verliefde persoon tot ander insigte bring nie. Nie eens 'n kwaai, desperate pa nie. En so gebeur dit, dat Boet en Anna aankondig, hulle gaan trou. Hy het niks, sy het nog minder. Dit was egter nie 'n groot probleem in die milieu van die tyd nie. Dit was rondom 1950, kort na die Tweede Wêreldoorlog, wat tot in 1945 geduur het. Almal was arm. As ek vandag daarom kyk na hulle troufoto's, dit is die strakste geforseerde pogings vir glimlagte op almal se gesigte, dat dit enige toeskouer se hart sal breek. Ek verstaan dat my oupa tot ure nog voor die troue geweier het om die seremonie by te woon. Maar so is hulle getroud. En om alles te kroon,
afhanklik van 'n tuinwoonstel in dieselfde man wat die huwelik so afgekeur het, se erf. En dit is daar waar ek 12 maande later gebore is. Terloops, dit is ook hier waar ek my vroegste herinneringe van my kleintyd het. Ek het in die nag alleen na die buitetoilet gestap en my ouma, wat nooit in die nag geslaap het nie, het my gesien. Sy het later bevestig dat sy self gesien het hoe ek in die donker nag alleen buite rondloop en ek onthou dit. Nou kan ek begin vertel van hierdie ongelooflike man wat moes beklei vir bestaan en reg. Partykeer heel onorthodox en ander kere weer op die heel onverwagste en ongelooflike briljantste maniere. Hy was 'n uitmuntende versorger, kon enige plannetjies maak, daar was altyd kos. Ongelukkig was dit nie goed genoeg vir 'n vrou wat altyd aan die heel beste gewoond was nie. 'n Vrou wat al haar lewe die sekuriteit van 'n permanente, standvastige, maandelikse inkomste gehad het. 'n Vrou wat bestuur was deur 'n vaderlike eysterhand, maar wat wel die luukse van 'n konstante begroting gehad het. En hier trou sy met 'n vry siel wat verkies om te verower, kansse te vat, nuwe uitdagings aan te pak, en bo alles wil hierdie vry siel met alle mag terugtrek platteland toe, na sy kinderjare se opgroeiplek, Warmbad. My liewe pa, hy was 'n bederwer, 'n versorger, 'n planmaker. Dis hoe ek my pa geken en ervaar het. Niks was ooit te groot of te nuut of te onbekend dat hy nie daarvoor kans gesien het nie. En dit alles om sy familie te versorg. Daar moes altyd iets vir die pot geskiet word. Wildsvleis was ons bron van proteïene. Dan was daar sy groentetuin. As ons lank genoeg op een plek gebly het sonder om weer hoef te trek, was ons gelukkig genoeg om die groentetuin in blom te kon aanskou. As die seisoen nie reg was vir groenteplant nie, het pa dood eenvoudig sy vrou en kinders in die kar gelaai en die boer met die beste groenmielies in die kontry het gesorg vir ons volgende aandete. Daar was baie striweling in ons ouerhuis. Of dit my broers en susters benadeel het, kan ek nie sê nie. Maar dit was vir my baie moeilik. Ek het vroeg begin onttrek uit ons gesinslewe en het 'n baie alleen en onafhanklike lewe begin lei. Ek dink pa het ook swaar gekry. Hy het soveel moontlike tyd in sy garage spandeer, waar hy altyd die een of ander yster of houtwerkie vir iemand gedoen het vir 'n ekstra inkomste. Dit is waar ek my handvaardigheid en handewerkkennis opgedoen het. Ek het my pa altyd so jammer gekry wanneer hy alleen in sy garage moet staan en werk in die aande. En dit na 'n hele lang dag se gewerk. Ek kon sien hoe baie moeg hy was. Dit op sigself het ook moeilikheid in die huis veroorsaak, maar het absoluut daarop aangedring dat hy sy aftyd by haar moet deurbring. Hy het my ma so bederf. Die lewenswet van selfsugtigheid het ewe natuurlik ingetree. Waar mens dankbaarheid en toewyding eerder sou verwag, kon ek op 'n jong ouderdom aanskou hoe selfsug eintlik die vormingsraamwerk was van hulle eienaardige verhouding. Ek is baie vroeg op 'n ouderdom van 11 jaar al, nie amptelik, uit die huis. Ek het bitter min van die gesinsinteraksie meegemaak hierna. Baie jare later
het ek weer nader aan my ouers gelewe en ons het baie goeie tye gehad. Hiervan was seker die beste tyd toe hulle by ons in Hazyview op die plaas kom bly het. Hier het ek maar eers regtig 'n verhouding op 'n gelyke meriete met hulle ervaar en dit eintlik baie geniet. Om iets dierbaars te verloor, laat jou eers besef wat jy gehad het. Ek was baie lief vir hierdie 2 onpaars sokkies. Ter afsluiting wil ek sê, hierdie hoofstuk was nogal moeilik om te skryf. Om mense ouers se nagedagtenis met deernis te beskryf en miskien hartsgeheime bloot te lê, vra nogal baie insig en diep dink. Dis hoekom ek sê dit was moeilik, maar tog ook baie bevrydend om dit op papier te kan neersit en diep asem te haal. Geen verwyte, geen kwaad, net 'n liefdevolle herinnering aan 2 ongeleerde, oningeligte, maar baie diep, dierbare mense wat met die grootste liefde en alles tot hulle beskikking hulle kinders na die beste van hulle vermoë grootgemaak het.